Kyk, as jy nie hoendervleis het nie, dan weet ek nie. Maar die bekroonde akteur Niels Klaasen kuier vanoggend by ons om te gesels oor die splinter nuwe reeks Niggies. Goeiemôre Niels. Goeiemôre. Lekker om hier te wees. Niels, kyk hierso dit is regtig iets een van daai dinge wat jy dink, een jy kyk en jy gaan kyk trots, ek smaal daaroor, die kwaliteit is regtig goed en twee dan dink jy, alles staan reg op as jy kyk. Ja. Vertel ons oor Niggies, waaroor gaan dit? So Niggies is ek kan begin deur te sê is kyk net se eerste ware misdaadsdrama. Wat met ander woorde beteken dat dit regtig afgespeel het. Dit gaan oor twee niggies, Isie en Petro wat swembad toe gaan in Odendaalsrus in 1966, meer veilige dorp, kan jy nie eers aan dink nie veral in daai periode. En uiteindelik nie huis toe kom nie. En wat dan uiteindelik dan word daar gevind dat hulle ontvoer is en vermoor is. En basies net hoe die gesinne en die familie in sy geheel basies probeer vrede vind in die situasie wat daar geen vrede te vind is nie. Ja. Maar dan die dryfveer na die moord, die ware dryfveer van die reeks kom van Andrei, die boetie van een van die sissies, wat by sy sissie se graf 'n belofte maak dat hy eendag die moordenaar sal vind. En dan basies begin hy op sy eie journey van speurder word. Te midde van die feit dat hy groot drome gehad het van dokter word ensovoorts, maar as gevolg van sy eie skuldgevoel besluit hy dan om op die lewenspad te gaan. En ja, uiteindelik sien ek het hoendervleis. Ek het altyd hoendervleis. So ek dink aan Niggies. Maar ja, en dan volg mens basies sy drama veral in die tweede gedeelte van die reeks. En dit word gespeel deur Beer Adriaanse, daai boetie. Yes. En jy speel die rol van Henning Nel, dis nou Petro Nel se pa. Vertel ons 'n bietjie van jou karakter, want dit moes baie moeilik gewees het om in dit in te gaan. Ja. En sou jy jou karakter beskryf as 'n nie pateties nie, maar 'n anti-held dalk, want sy progressie is eintlik half degraderend, of is daar op die einde hoop in so 'n traumatiese ervaring van 'n pa wie se dogter ontvoer en doodgemaak word? Jy weet, ek dink een van die groot bronne van drama en hartseer in die reeks lê juis by hoe verskillende mense so tipe tragedie verwerk. Jy weet, daar's van die karakters wat hulle met hulle trauma deel deur amper militant te raak. Dit word 'n absolute obsessie om die moordenaars te vind. En so met ander woorde, almal raak 'n verdagte. En so dit verteer die karakters. Dan is daar die ander karakters wat soos myne wat net nie kan vrede maak daarmee nie. Ek dink een van die weer hoendervleis, een van die hartseerste of een van die moeilikste goed was die feit dat Henning Nel in die regte lewe sy eie dogter ontdek het. So hy het gaan soek na haar en hy het haar uiteindelik die lijk ontdek, ja. Sien ja, dit maak my skoon hartseer om te dink aan wat dit moet wees. En, jy weet, en so ek dink dit is 'n degradering totaal en al, want hy kan nie vrede maak daarmee nie. Vir die res van sy lewe as hy sy oë toemaak, sien hy sy kind, sy baie jong kind wat daar lê en wat hy in sy arms vashou, verstaan? So hy is nie 'n anti-Here nie, hy's amper Jan Alleman in die sin dat ek dink meeste mense sal so daarmee, jy weet, dinge so hanteer. Ja, en ekskuus, ek wil net sê, dit is so hartseer om te besef, dit is nie die enigste geval nie, dis wonderlik om so 'n situasie uit te lig wat gebeur het, om daaraan aandag te gee, maar om te besef, veral in vandag, is dit so meer algemeen. Ons het vanoggend gepraat oor die Jocelyn saak, wat dit lyk asof haar eie ma haar verkoop het vir mensenhandel om geld te kry vir dwelms, maar ook ouers, baie mense wat geliefdes moet verloor deur moordsake, deur onopgeloste antwoorde. Dit is so 'n onnodige realiteit in Suid-Afrika. Absoluut. En jy weet, ek dink 'n onnodige realiteit in die wêreld. Ek dink ons is super bewus daarvan omdat ons, jy weet, daar soveel daarvan is. Maar ek dink aan die einde van die dag is Niggies 'n mensedrama.
Jy weet, maak nie saak waar jy is nie, is 'n universele ding dat die effek van trauma, die tipe trauma, die effek van misdaad in 'n samelewing en hoe dit basies die fiber van 'n samelewing uitmekaar trek. So ja, ek dink dit is 'n absolute universele storie en ek dink dis die amazing ding hiervan. Jy weet, nie net het jy die room van die Afrikaanse bedryf in die een reeks met die room van 'n produksiespan en 'n regisseur nie. Maar al die mense is besig om saam te werk om al die verskillende menslike aspekte uit te lig. Jy weet, en ek dink dis waar die ware impak gaan lê van die reeks. Dat elkeen van daai mense het elkeen van die ware karakters het 'n heeltemal 'n ander journey gehad. Maar aan die einde van die dag is daar geen wenners nie. Jy weet daar selfs die Andrei karakter wat dan in die 80's die saak voortsit. Daar is die impak weer eens op sy gesin. Al die geraamtes wat uit die kas uitklim en hom weer van voor af ry, het 'n ongelooflike impak op sy eie gesin en hoe jy weet watter tipe pa hy is. So als wat hy gesweer het hy nooit sal word nie, word hy uiteindelik. Want die trauma is nooit genees nie. Jy weet. So dis net 'n aaneenlopende en dan jy weet ek dink die ander ding is dit is nie net 'n menslike trauma nie. Daar's ontsaglik baie spanning. Ja. Want mens deel hier met misdadigers wat bo alles nou na jare en jare nie gevang wil word nie. En die beer se karakter moet uiteindelik tronk toe en undercover gaan om meer inligting te kry. En so ja, dis net 'n nimmer eindigende spanningsvolle ontsaglike hartseer storie. En ek dink ook omdat dit op gebaseer is by 'n ware storie en Niels, het jy alle emosies. Jy het van die ligte oomblikke wat mense met altyd al 'n ligte oomblik sê voor dit alles gebeur, tot die drama, tot die hartseer, tot die self-doubt, verstaan, tot die ek weet jy self blameer. Jy het regtig al die menslike emosies in een reeks, soos jy sê, gepaard gaan saam met die kroon van Suid-Afrikaanse akteurs wat daarin werk ook. Iemand soos jy wat al soveel rolle vertolk het, hoe benader jy 'n rol soos hierdie wat so gruisam is en dan om ook die rol weer te los en na jou eie gesin toe te gaan by die huis? Ek dink die voordeel vir my was die feit dat ek Kaap toe is. Ja. En met ander woorde myself kon toedraai in die gruisamheid sonder om in die aande my dogtertjies in die bed te sit. Ja. So dit sit mense so half amper op 'n tipe van 'n kreatiewe eiland. Wat dit nie makliker maak nie want somme om huis te gaan skakel jy 'n klein bietjie af. Deur daar te bly word jy basies jy ontsnap nooit nie. Ja. Kyk, ek dink 'n akteur, alles wat in 'n mens se lewe gebeur of jy akteur is of nie, is jou verwysingsraamwerk skep wie jy uiteindelik is, jy weet. En ek dink so as mens enige rol benader dan trek jy uit jou eie lewe wat jy nodig het om die karakter te skep. Met iets soos so wat ek kon trek is die liefde, die alles oorweldigende liefde vir my gesin en vir my kinders. Die moeilike deel is hoe skep mens dan die realiteit van jou dogter wat jy doodvind. Ja. En eintlik was dit nie verskriklik moeilik nie maar dit was die moeilike deel dit was die hartverskeurende deel. Deur amper in daai situasies jou kind se gesig te sien. Ja, want dis enige ouers se worst nightmare. Ja, om 'n kind al te verloor, jy weet, is een ding, maar om haar liggaam te ontdek. Ja. Dis 'n heeltemal ander ding. En so met ander woorde, eintlik het dit net gebeur. Ja. Jy hoef nie verskriklik ver te soek om dit om die hartseer en die gebrokenheid van so 'n situasie te vind nie. Dis reg daar, dis in my dogtertjie. Jy weet, dis in dis reg. Hierdie het gisterand begin op kyk net, so mense kan elke week na uitsien na episode. Ja. Hoeveel episode is daar? Daar's 9 episodes, Dinsdae 8uur, so ek dink kykers is gewoond aan die feit dat Dinsdae 8uur is kyk net drama aand. 9 episodes. En ek dink jy kan as jy dit mis, soos ek gisterand noodgedwonge moes,
dink ek kan jy ontvang op ketchup. Ja, verseker. En dis daarom nie net gruisam nie. Nee. Daar's ander goeie oomblikke ook om na uit te sien. Ja, absoluut. Jy weet ek dink ons moet realisties wees oor die aard van die stof. Ja. En dit is dramaties. Maar daar is baie ongelooflike momente wat mens tog jy weet tog saam met die mense wat deur soveel hartseer is kan juig. Ja. Of ten minste, jy weet op die perd spring van hier's die potensiaal van 'n gelukkige einde. Ja. Of dit 'n gelukkige einde gaan wees of nie, gaan ek nou nie weggee nie. Ek sê spoiler nie. Jy sien dat. Jy moet maar kyk, maar ek is redelik seker van die feit dat as mense gisterand gekyk het, hulle al klaar hoek. Dus ek het 'n paar boodskappe gekry van iemand wat gegaan het. Ons is so gewoond aan ons nie net die ding binge nie. Dan moet ons wag. Ja, so mense moet weer 9 weke lank wag, maar ek kan definitief waarborg dat die moeite werd gaan wees. 9 weke om met jou eie kindertrauma te deel. Ek dink dis 'n 100%. goeie challenge. En om jou kinders lief te hê en om weer eens te besef dat elke liewe oomblik is 'n oomblik en jy moet leef in daai oomblik en enigiets kan gebeur. So make it count, you know. Absoluut. Ja. Niels, baie dankie vir jou tyd. Dit is wonderlik, fantasties, niggies, dinsdaande 8uur en baie wel gedaan met hierdie wonderlike produksie. Baie dankie. Tjoe.